Ek kan nie so leeg hierdie lewe ingaan nie. Ons maak dit complicated, ons moenie. Geen net oor gaan bid, Here, ek begeer dit, ek dors daarna, Here. En ons wil hom loof, ons wil hom prys saam met ander. Ek sing nie net omdat ek nou by die kerk is nie, weet, en nou sing ek nie. Nee, ek sing oral, in die kar, by die huis, sal ek sing en die Here prys. Dis die vrug van my lippe. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Die Here bevestig dit so, dat ons net vanmôre moet fokus om vol van die Heilige Gees te wees. Nou julle geweet, daar's 'n verskynsel, né, wat ons deesdae kry. Jy weet mos fobies. Kry arachnofobia en allerlei fobia, né. Daar's 'n fobia, ons is bang vir water en hoogtes en allerlei fobias, maar daar's 'n nuwe sielkundige verskynsel en hulle noem dit nomofobie, nomofobie. Dis wanneer mense angs ervaar wanneer hulle selfoon af is. Hulle nie koneksie nie. Dan raak hulle uitermate, sê die sielkundiges, paniekerig, gestres en onrustig. Party kinders raak nie pleinweg hiermeer. Julle weet, moet julle ken dit, julle wat tieners het, né? En ek weet nie van jou nie, of jy al in die kar gery het, of jy was op 'n plek uit en jy besef, hier's nêrens 'n laaipunt nie, en ek het nie 'n batterypak naby my nie, en my foon is besig, hy's op 1. En jy probeer naby die kar, en dan gaan so stadig dat deur die kar se laaistelsel, en jy sien, hier gaan my foon, en jy het 'n klomp oproepe om te maak, en jy het 'n klomp werk om te doen, en daar gaan jou foon. En dis 'n gevaarlike ding om ergens te wees in 'n vreemde plek, en jou foon se battery raak leeg. Dit bring jou in groot moeilikheid. Dit het my nie moeilikheid al gebring, ek vertrou dit het jou ook al nie moeilikheid gebring. In daai leegheid. Maar ek wil nie vanmôre met jou praat oor die leegheid van 'n selfoon se battery nie. Dat dit afgeloop het en pap is nie. Dis 'n goeie woord, nou jy's pap. Ek wil met jou praat oor, is jou gees vanmôre vol? Is jou gees vanmôre oorlopends toe vol? En spat jy ander mense sopnat met die volheid van die Heilige Gees water wat binne in jou is, en dat jy oorlopends toe vol is dit nie so nie? En waar ons is, word jy heeltyd nat gespat met die Heilige Gees se teenwoordigheid en nabyheid in jou lewe. En in Efesiërs 5 vers 18 het ons hierdie opdrag, voordat ons gaan 'n bietjie by dit stil staan, en dan gaan ons daarna tyd maak, dat jy vorentoe kan kom en kom kniel. Of jy kan in jou bank kniel. Na die tyd gaan die musiekante ons bedien, maar ons gaan, hier is 'n vol wordoggend. So, kry so lank jou emmertjies reg. Maak jou hart so lank oop. En sê, Here, ek gaan nie onder die sambreel staan nie, ek's oop. Vanmôre gaan U op my kom reën, Here. Vanmôre gaan U my gees kom volmaak. Ek het so begeerte, Here, dat U by my kom stil staan. Ek kan nie so leeg hierdie lewe ingaan nie. Julle weet, jy het 'n groot probleem as die uitvloei in jou lewe groter is as die invloei. Dan het jy 'n probleem. Dit beteken jy gaan leeg word en jy gaan uit leegheid uit lewe. En 'n leë mens is nie 'n baie aangename mens nie. Nou, baie oggende is, as ek opstaan in die oggend en ek begin nou met my dag besig raak, dan het ek die gewoonte aangeleer om 'n woordjie in te skryf bo alles. Dan skryf ek daar, invloei. Ek moet eers 'n bietjie gaan staan, dat die Here se Gees in my in kan vloei, voordat ek die dag kan ingaan. Want ons gaan baie keer leeg die dag in. En dit vang ons op 'n manier. En daarom sê Efesiërs 5 vers 18, die kernvers vir vandag, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Nou, dis interessant hoe briewe geskryf is in die Bybelse tyd. Ons hoor net die een kant van die telefoongesprek. Daar het 'n klomp goed aan daai gemeente gebeur, nou skryf Paulus vir hulle 'n brief, maar ons hoor net die een kant van die gesprek. Ons hoor nie wat die probleme noodwendig daar was nie, maar ons moet nou aflei, as Paulus hierdie verse skryf, dat daar was 'n probleem gewees, dat mense hulle 'n bietjie vergryp het aan die wingerdsousies, in daai gemeente. Maar nou stel hy skep 'n kontras hierso, 'n teenstelling.
Hy sê ouens, moenie onder die invloed kom van alkohol nie. Hy sê want dit verdoof jou en dit maak jou swak besluite neem. En julle weet dit is so, né? Ek sien in Suid-Afrika as jy een glasie wyn drink, 125 ml. Dis nie eens 'n vol glas, dis 'n halwe glasie. En jy word afgetrek binne 'n uur van dat jy gedrink het, gaan jy toegesluit word. Want jy's oor die merk. Dit beteken jy kan nie meer vinnig genoeg reageer nie, jou reaksies is te stadig. Maar sê dit nou vir ou wat onder invloed is dat hy nie kan bestuur nie. Het jy al probeer? Gee die sleutels. Ek kan bestuur. Julle weet mos hulle praat so, né? En dit praat van baie naby aan jou. Okay, en hier by jou. En so nou skep Paulus hierdie kontras van wat gebeur met 'n ou as hy onder die invloed is van alkohol en wat gebeur as jy onder die invloed van die Heilige Gees is. En ons weet mos nou as jy onder die invloed is, navorsing wys dit, jy het verlaagde inhibisies. Skielik word jou sosiale optrede en grense is nie meer soos dit was 'n uur voordat jy daai invloed in jou lewe gekry het nie. En jou rasionele besluitneming word beïnvloed en jy begin meer impulsief optree en jy begin skielik dinge sê. Julle hier ou nooit moet om vir sy vrou niks te sê nie. Sy is die baas in die huis. My maat man, nou so 3 kappe. Ek is die baas in die huis. Daai man het moed hoor, hè? Daai man het moed. Hy begin skielik goed sê wat hy nooit in sy logiese denke sou gesê het nie. En ons weet dat skielik jou konsentrasie vermoë neem af en jy kan nie op komplekse sake so lekker konsentreer nie. Nou hierdie is die een kant, maar hierdie kant sê Paulus kom onder die invloed van die Heilige Gees. En dit gaan 'n positiewe effek in jou lewe hê. Dit gaan 'n kragtige effek in jou lewe hê. Jy gaan nie bandeloos losbandig wees nie. Jy gaan 'n lewe wat respek afdwing. Jy gaan 'n lewe van eerbaarheid lewe, jy gaan 'n lewe van ingetoondheid en matigheid lewe, jy gaan 'n oorwinnende lewe lewe. Jy gaan nie 'n verloor lewe nie. Maar dan skryf hy verder, net hier van vers 8 nou verder, maar wat is die praktiese gevolge wanneer ek vol van die Gees is? Hy sê in vers 19, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere. So die eerste ding wat gebeur is, dis wat ons vanmôre gedoen het. Julle as ons by mekaar kom as kinders van die Here en ons is vol van die Heilige Gees, dan wil ons sing. Ons wil mekaar bemoedig. Julle is dit nie lekker nie. Ek hoor my vriende hier om my sing. Ek hoor hoe hulle in tale bid en sing in tale en dit bemoedig my. Dit tel my gees op. Ek hoor hoe hulle besig is met Jesus. Ek hoef nie te verstaan wat hulle sê, want hulle praat nie nou met my nie. Hulle is nou besig om met die Here verborgenhede te praat, né? Dis nie die taal wat met die gemeente praat nie, hulle is besig met die Here, maar dit inspireer my. Hierdie ou is besig met die Here, hy verlustig om in die Here. En die Bybel sê spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, 3 tipe liedere. Die eerste lied wat jy kry is psalms, dis skrifberyminge. Dis so mooi om 'n skrifberuiming te sing. Die tweede een is 'n lofgesang. Dit is op grond van die woord of ervaring wat ek in my geestelike lewe het en ek maak 'n lofprysingslied daaroor, 'n lofgesang. En dan kry ek ook geestelike liedere. Dis wat die Bybel vir ons vertel in 1 Korintiërs 14 vers 14 dat ek sal met my verstand sing, maar ek sal ook met my gees sing. So ek sing uit my gees uit. En ek sing in tale, ek loof die Here, is my so lekker. Julle, ons moet meer oefen om met tale te sing, ons meer beskikbaar stel om dit te doen. En my gebed is dat ons almal in tale sal praat. Julle, ons maak dit complicated, ons moenie, geen net oor gaan bid, Here, ek begeer dit, ek dors daarna, Here, en daar op jou knie, Jesus sal dit vir jou gee. Beteken nie, as jy nie in tale praat, jy is 'n minderwaardige Christen, asseblief, ons sê dit aanhoudend in hierdie kerk, maar dit is 'n wonderlike ding om in tale te kan bid en te kan sing. Maar weet julle, die Gees, wanneer ons by mekaar is daar net iets wat gebeur. Ons kan so 'n bietjie oor rugby praat, ons kan so 'n bietjie oor die weer praat, ons kan so 'n bietjie oor die politiek praat, en oor Donald Trump, en Putin, en ons kan so 'n bietjie oor dit praat, en skielik dan verander die gesprek. En voor ons gaan praat ons oor die Here, en ons sit geestelike liedere aan, en ons wil bid, want dis wat die Gees doen, dit lei ons altyd, dat ons Jesus in fokus sal hou wanneer ons by mekaar is. Hy verheerlik Jesus in ons midde. Is dit nie lekker om so saam die Here te loof en te prys waar die Heilige Gees is nie? En dis wat gebeur wanneer ons vol van die Heilige Gees is. Ons wil hom loof, ons wil hom prys saam met ander. Natuurlik alleen, maar veral saam met die kinders van die Here. En dit is wat vers 9 in die tweede gedeelte sê. Wanneer ek vol van die Gees is, sal ek sing en psalms sing in julle hart.
tot eer van die Here. Luister, dis nie 'n vertoning hierdie nie. Ek sing nie net omdat ek nou by die kerk is nie. Weet, en nou sing ek nie. Nee, ek sing oral, in die kar, by die huis. Ek is 'n wandelende lofpryser en my hart is so vol van die Heilige Gees. Ek wil Here net loof en prys. Die blydskap in my siel loop oor. Ek wil hom groot maak, want waar die Heilige Gees is, sê Romeine 14 vers 17, is daar vrede en blydskap. Halleluja. En jy wil hom net loof en prys en groot maak. En onthou jy hierdie versie wat Pastor Rodos altyd geleer het in Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedurig deur Jesus, deur hom, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van ons lippe, wat sy naam bely. So wat sê die Bybel hierso? Dit is die vrug van die lippe. Dis nie iets wat ek hier binnekant in my net, dit kom uit, nou, vol lof en dankbaarheid, nou, sal ek sing en die Here prys. Dis die vrug van my lippe. Ek hou nie die binnekant, dis nie iets hier binnekant sing ek saggies nie, dis die vrug van my lippe. Dit word uitgedra, ek vul die atmosfeer, en almal weet, dat ek is so lief vir Jesus. Dan is daar ook voortdurende dankbaarheid. Die Bybel sê vir ons dan vers 20, terwyl hulle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. 'n Geesvervulde persoon is 'n dankbare mens. Wanneer jy vol van die Gees is, dan sien jy nie die kolletjies op die papier raak nie, jy sien die grootheid van God se werk in jou lewe raak. En jy kan nie anderster, soos Psalm 50 vers 14 sê, om 'n offer van dank aan God te bring nie. 'n Offer van dank. Kolossense 2 vers 7 sê, ons moet oorvloedig wees in danksegging. Julle, dis wat gebeur, wanneer ek vol is van die Heilige Gees, dan is ek nie 'n klarige mens nie. Ek is nie 'n negatiewe mens nie. Ek vind nie fout met alles nie. Ek is 'n dankbare mens. God het my so baie gegee, en ek is dankbaar vir Jesus, wat aan die kruis vir my gesterf het. En dan wil ek nog nie 2 goed noem, voor ek aan wil beweeg. Daar's ook 'n onderlinge nederigheid en diensbaarheid. Vers 21 sê van hoofstuk 5 in Efesiërs, en aan mekaar onderdanig is. Jy wil mense mooi behandel. Wanneer die Gees van God in ons lewe is jy respekvol teen ander mense. Jy behandel hulle mooi. Jy dink nie jy's beter nie. Net omdat jy dalk in 'n beter area of dalk 'n bietjie meer geleerd is, jy dink nie jy's beter nie. Jy is nederig. Jy weet net wat ek is genade. En jy dien mekaar en jy ag ander mense hoog. En jy's nie een wat jou aanstellerig hou nie. En dan laastens, as die Gees van die Here in ons werk, staan Efesiërs 5 vers 21, in die vrees van God. En weet julle, wanneer die Heilige Gees in ons midde werk, is daar 'n eerbied en 'n agting vir God. Alles wat ons doen, kom uit egtheid en opregtheid. Ons is nie kunstenaars. Ons is nie mense wat drama doen nie. Ons is nie mense wat iets wil voorgee wat ons nie is nie. Ons wil in die vrees van God optree. Ons het met 'n lewende God te maak. En dis wat die Heilige Gees se volheid in ons lewe doen. Dit bring 'n ontsag. Dit bring 'n eerbiedvolheid. Dit bring 'n gesonde vrees vir die Here. Julle weet tot enige predikant in Amerika, ek het donderdag vir ons seniors daarvan vertel, gevang, hy het geld gesteel. En sy vriend kom by hom en sê vir hom, jy was 'n predikant van 'n kerk, hoe het dit gebeur dat jy geld gesteel het? Het jy nie die Here lief gehad nie? En die predikant se antwoord was, luister, dit was nie my liefde vir God het nooit opgehou nie, maar ek het opgehou om die Here te vrees. En wanneer jou hart vol van die Here is, het jy 'n gesonde vrees vir die Here, wat jou binne die grens hou, waar jy 'n gesonde en 'n kragtige lewe vir Jesus kan lewe. Nou julle weet, niemand van ons wat hierso sit, word aspres en opsetlik leeg nie. Niemand van ons besluit een maandag, hierdie week wil ek leeg word nie, van die Heilige Gees nie. Ek wil nou leeg word. Hierdie maand gaan my maand wees van leeg word van die Heilige Gees nie. Niemand doen dit nie. Maar julle, die lewe gebeur, hè? Julle, die lewe vereis baie van ons mense. Staan vroeg op, moet laat gaan werk, probleme, ons moet finansiële uitdagings die hoof bied, werkstres, gesondheidsprobleme, kinders grootmaak, finansiële sake, en soms begin ons net op 'n baie subtiele manier hierdie volword aksie verwaarloos. Ons skep nie tyd om vol te wees nie. Dit is nie opsetlik nie, dis nie omdat ons boos is nie, nie omdat ons sleg is nie. Dit begin net op ons afsmeer, ons begin leeg word. En nou begin ons vergeet hierdie opdrag. Laat die Heilige Gees julle vervul. Word vol van die Heilige Gees
En hierdie werkwoord wat hier gebruik word, is 'n konstante aanhoudendheid wat moet gebeur. Dit moet elke dag gebeur, dit moet weekliks gebeur, dit moet maandeliks gebeur, dit moet Sondag gebeur. Die invloei in my lewe moet altyd meer wees as die uitvloei. Want as die uitvloei meer gaan word as die invloei, dan gaan die duiwel en sonde in die wêreld en my emosies gaan my plat hardloop. En ek gaan met 'n harde hart begin lewe. Ek gaan 'n kritiese, ongemaklike mens word. Ek gaan 'n ou wees met wie dit moeilik is om mee saam te lewe. Ek gaan 'n Christen by naam wees, maar ek gaan nie die krag van God in my lewe hê nie. En ek gaan nie in oorwinning lewe oor die duiwel en oor sonde nie. En elke klein windjie gaan my plat waai en ek gaan net iemand wees wat nie staande kan bly in die naam van Jesus nie. En die Here wil vanmôre jou blydskap herstel. Die Here wil vanmôre jou lied herstel. Jy gesien hoe baie word die Heilige Gees saam met sing genoem. Waar die Heilige Gees is daar altyd 'n gesing. Want dit praat van blydskap. Dit praat van 'n oorvloed. Ek loop oor, my beker loop oor. Dis vol van die Gees. Nou hoe word ek vol? Ek moet daarvoor bid. Uit 'n hongerhart, uit 'n dorshart moet ek bid daarvoor. Onthou julle in Handelinge 4 vers 24 tot 31, die disippels was na Handelinge 2 die eerste keer vervul met die Heilige Gees, by die uitstorting van die Heilige Gees, maar nou in Handelinge 4 word hulle bedreig, hulle is bang, hulle het moeilike omstandighede gehad, van hulle medegelowiges was toegesluit in die tronk, en dan bid hulle, en daar staan in Handelinge 4 vers 24, en hulle het eendragtig die stem tot God verhef, en gesê, almal, dis nie een ou wat bid nie, hulle roep uit, hulle bid tot die Here, hulle roep, hulle sê, Here, kyk hier dreigemente, hulle sê, steek jy hand uit tot wonders en tekens, Here, dat daar wonders plaasvind deur die naam van die heilige kind Jesus. En daar staan in vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, 'n tweede keer, en hulle is almal weer 'n keer vervul met die Heilige Gees. En daai vervulling moet weer en weer gebeur, en ek en jy moet sulke geleenthede skep, Sondag, by ons huis, in ons omgegroepe, by ons bidure, mag die Heilige Gees, soos Handelinge 10 vers 24, terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal geval. Die Heilige Gees het op almal geval. Maar weet jy, voordat ek vra, Heilige Gees, kom vul my, kom val op my, kom oordek my, laat die olie van die Gees op my afreën, dat die wind van die Gees oor my waai, dat die duif van die Heilige Gees op my kom neerdaal, moet ek kom en sê, Here, as daar iets tussen my en U is, kom vat dit weg. Kom was my net skoon met die bloed van Jesus. Ek wil nie 'n sambreel hou tussen my en U, Here. Kom was my skoon. En dan die belofte in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Jakobus 4 vers 10 sê, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Julle weet, niks in die lewe is 'n leë siel werd nie. Niks is 'n leë siel werd nie. En ek en jy het die wonderlikste voorreg as kind van God, om vol te wees van die Heilige Gees. Net vra dat die aanbidding. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor George jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.